die drie-eenheid. In 2 Samuel 7 vers 22 lees ons, groot is U, Here my God. Daar is niemand soos U nie, buiten U is daar geen God nie. Die Bybel leer ons baie duidelik dat daar net een God is. Ons leer ook dat die Vader God is, die Seun Jesus Christus is God en die Heilige Gees is God. Miskien moet ek op hierdie punt sê, God is anders 3 as wat hy een is. Dis hoe ons by die drie-eenheid inkom. God is 3 afsonderlike persone. Ons lees dat God die Vader sit op die troon in die hemel en Jesus het aarde toe gekom. En toe Jesus aan die kruis sterf, voordat hy gesterf het, het hy gesê, my God, waarom het U my verlaat? Met wie praat hy? Hy praat met die Vader. En nadat Jesus gesterf het en hy vir 40 dae aan die mense verskyn het, het hy opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader. So dit is belangrik om te verstaan, Jesus is nie die Vader nie en die Vader is nie Jesus nie, is nie die Seun nie, want Jesus sit nie aan die regterhand van homself nie, hy sit langs die Vader. Net so ook is die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort op die aarde en woon in gelowiges se lewe. So, die Heilige Gees is hier op aarde besig om in ons lewens te werk, om ons te bemagtig en te bekragtig vir die werk van die Here. So dis baie duidelik dat die 3 afsonderlike persone is wat verskillende rolle vervul. Die drie-eenheid van God kom na vore in God se wese. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees is een God. Wat beteken dit? Dit beteken hulle werk in perfekte eenheid, in perfekte harmonie saam as God in een wese. Maar hulle bly 3 afsonderlike persone. Hierdie is een van die geheimenisse in die skrif, wat ons dalk nie nou volkome kan begryp nie, maar eendag in die hemel sal ons hierdie ten volle verstaan.